Hemelse Vader, U is vir ons goed, onuitspreeklik goed. Soms kyk ons deur die nevels en sien ons nie noodwendig met die eerste oogopslag raak nie, Here, maar as ons terugkyk oor ons lewe, dan sien ons U regtig altyd voorsien. In ons donkerste nag was U die helder lig gewees. Of partykeer sommer die kersie wat net so 'n bietjie lig gee. In ons grootste dramas was U agter die gordyne besig om die hele plei te direk. In ons hele lewe is U elke komma en punt en vraagteken en uitroepteken. Maar dit weet ons eintlik. Want U het vir ons in die woord gesê, ek is die Alfa en die Omega, die A en die Z. Ek is die begin en die einde. U was, U is en U sal vir ewig wees. Amen. En hierdie God wat in ons lewens betrokke is, wil ook met jou lewe in hom werk, deur hom werk, jou lewe gebruik as 'n lig vir die wêreld. Hy groet jou vanoggend in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Amen. Ons nooi julle graag om so met ons te staan en die Here se naam groot te maak. Ons gaan so 'n bietjie op en af tussen die gitare en die dromme vanoggend. Ek wil graag 'n uitnodiging vir die gemeente stuur. As daar enige van julle is wat instrumente kan speel, wat graag wil betrokke wees by die werk, net om die loud so 'n bietjie ligter te maak partykeer, sal ons dit waardeer as julle met my kan kom gesels gou na die tyd. Jy hoef nie Jimi Hendrix te wees nie, jy kan net 'n doodgewone mens wees, ons is almal net hier om die Here te dien. So ek nooi julle graag uit om dan saam met ons te staan en die Here se naam groot te maak. Hosanna in the
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Jealous for me, love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves us. Oh, yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, and we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest, and I don't have time to maintain these regrets when I think about the way, yes, He loves us. Oh, how He loves
dra die strand en dink aan ons meer as En vandag, Here, is ons ander kant die graf. Is dit vandag 50 dae sedert U opgestaan het. En toe gee U vir ons die trooster om by ons te wees, die Heilige Gees. Here, vandag is Pinkstersondag waar ons kan herdenk dat U as Heilige Gees ook in ons lewens kom leef het, tussen ons kom woon het, binne ons kom woon het, sodat ons met 'n ander dinamika kan leef. 'n Dinamika van ek wil vir ander mense vertel van wat Jesus gedoen het. Die kruis 50 dae terug. Dis lank terug, maar ek wil die storie oorvertel en oorvertel en oorvertel. En U Gees kom maak ons getuies, spreekbuise vir die wêreld. En vandag wil ons dit doen. Ons wil by U hoor wat ons moet doen, hoe ons moet leef. Ons wil vandag beleef hoe U met 'n hele gesin kom sê, maar ek is vir julle verskriklik lief. En vir ma en vir die 3 kinders sommer sê, maar ek hou julle vas, ek bind julle aan myself vas. Here, U genade is ongelooflik groot. Dankie daarvoor. Amen. Daar's nou geleentheid vir offergawes, en as dit so end in die offergawes is, sal ek nog so 1 of 2 afkondigings net met julle saam gesels. Terwyl jy rustig die kollekte ingooi, net 1 of 2 afkondigings. Die mannebediening wat woensdaagoggende en donderdag aande bymekaar kom, en as jy nog wil, hulle het 'n oorslaap gereël vir hierdie naweek, vir Vrydag aand by Olie se plaas, net hier af met Sterkfonteinpad. Jy is so welkom. Jan, waar's jy? Daar's Jan. As jy iewers wil saam gaan kuier, asseblief gesels met Jan na die kerk. Dis die ou wat daar staan stil. Daar staan. Goed, dan sê dankie Jan. Hy is amper so wit soos ek. Jan is die ou wat julle mee kan gesels. As jy dalk hulle wil net finale getalle vasmaak en hulle wil voor Dinsdag dit weet asseblief. So as jy wil saam kuier Vrydag aand, gesels asseblief met Jan. En dan het ons hande gevat met ander mense om by Luiperdsvlei Ouetehuis betrokke te raak. En dis 'n byeenkoms 15 Augustus. Annelie, nou kan ek nie wat se dag is dit nie, is dit 'n Saterdag of 'n Vrydag? Saterdag. 'n Saterdagoggend is 'n spesiale damesoggend met Lindy Strydom wat hier gaan wees. Ons wil graag vir Luiperdsvlei Ouetehuis help om 'n regtig 'n groot sukses hiervan te maak. So ons probeer om 700-800 dames hier te kry om dit die oggend te kan share. Dit gaan regtig verskriklik lekker wees. Al die geld gaan vir hulle. Ons vra nie eens vir hulle hier vir die auditorium nie. Ons wil net van ons kant af hulle regtig waar help. Dames, asseblief, as julle wil saam kuier die oggend, ek dink daar's hier's enetjie vir julle. Daar's kos. Kom asseblief. Nee, daar's mos kos. Reg, ja. R150. Asseblief gesels met Annelie. Sy sal vir julle die regte spoor sit.
Sy het kaartjies by haar, sy gaan jy agter wees, nie vandag nie. Goed, maar sy gaan na die kinders toe. Hulle moet jou, sy sê, julle moet haar bel. So asseblief bel haar. Dames, ons wil regtig 'n groot effort daarvan maak om vir Luipersvlei Ouetehuis. Weet dis reg een van die ek weet nie wie van julle het nou al betrokke geraak met iewers te ouetehuise nie, maar dis regtig waar 'n ongelooflike unieke en goed bestuurde ouetehuis. Dis die NG Kerk se ouetehuis, een van die NG Kerk se ouetehuise, dis ons in Kreeusdorp. So kom ons maak regtig 'n groot effort daarvan om hulle te help by Luipersvlei. Dis 15 Augustus. So jy het nog 'n paar maande as jy nou R50 wegsit en volgende maand weer en volgende maand weer, dan gaan jy vir niks soontoe. Dis maar so, nee. Ja. Goed. Ons nou Junie, Julie en Augustus. Ja, goed. Okay. Net so 'n paar ander afkondigings wat ons net wil onder julle aandag wil bring. Ons het laas keer dit gesê en wat weer 'n keer sê. Charles en Mariska Bench het 'n pragtige dogtertjie Lana. Baie geluk vir hulle. Hulle is woon aan Potch. En dan klein Franco gaan waarskynlik hopelik bid ons vir Woensdag of in hierdie week iewers geopereer word. Dit sou laasweek gebeur het en toe hulle wil laaste toetse doen, toe sien hulle hy het weer positief getoets vir 'n kiem en so toe moet dit weer uitgestel word en ons hoop regtig waar dit word hierdie week gebeur. Vra ons sterkte vir julle daarso. Mag Here julle regtig waar styf vashou. Karina, sy is nog steeds in die hospitaal, nog steeds baie krities. En dan Ilse, waar sit jy vanoggend? Ek weet Ilse is vandag nie so goed. Sterkte vir Jan. Ons dink aan hom en ons bid regtig vir hom. Sy sê sy voel nou soos 'n ou tannie want hy het nou 'n splinternuwe vel wat deurkom na die gebrand, maar baie sterkte vir julle. Ons dink regtig in ons gebede baie aan julle. Mag die Here julle styf hom in elk geval baie styf vashou. En sy het 'n groot prestasie bereik. Sy het hierdie week Milpark Hospitaal toe gery op haar eie. Saam met dogter, maar sy sê sy's nie ou wat ver ry nie. Sy ry Checkers toe en skool toe en so aan, maar om deur Newlands te gaan, dis 'n groot prestasie. So grand vir julle. Maar mag die Here regtig waar styf vashou. Goed. Dan hierdie is nou half sleg. 2 maande terug, 29 Maart, toe sterf JP, ons drummer, aan 'n hartaanval en dit was horrible geweest. Is dit 29 Maart, seker reg? 31 Maart, skus. 31 Maart sterf hy in 'n motorongeluk. En dit was horrible geweest. En vandag is ons bevoorreg om vir Elaine, sy vrou en sy 3 kinders te kan doop. Dis skaars 2 maande later. En ek weet dis groot vir julle Elaine, maar wil julle nie vorentoe kom nie asseblief? Jy en Hailey en al 4 van julle. Hennelie, maar ek dink jy kan ek maar voorkom staan. Jy gaan moet ondersteun hierso voor. En Mani, is jy hierso vanoggend? Mani? Ja. Is oupa hierso? Gaan hy kan voorkom staan? Nee, goed, kom staan julle. Okay, hier's 'n pakkie tissues, deel hom tussen mekaar asseblief. Wag eers vir my een want ek gaan hom eers nodig hê. Die doop is 'n ongelooflike event en laasweek het ek gestaan in Chonk. Toe Joshua gedoop is. Wat so lekker is, ek het vir Renée en vir Mani getrou. Hoe lank na JP is Renée oor dit 3 dae. Ek het vir Mani en vir Renée getrou baie jare terug. En ek het ook vir JP gedoop en vir Renée. Dit was 'n ongelooflike voorreg, so daarom is dit vir my 'n dubbele voorreg om vandag vir julle 4 te kan doop. So ek gaan vir julle 3 vrae vra. Vraag nommer 1.
Is julle lief vir liewe Jesus? Dis die eerste vraag. Julle moet die pad loop saam met hom. Hulle is 'n swaar pad, 2 maande is nog niks nie. Daar's nog soveel pyn en soveel seer, maar sal jy die pad saam met die Here loop? Nommer 2, sal julle die Bybel gebruik om die pad vir julle aan te dui. Sal julle die Bybel lees, so dikwels as moontlik. As julle ja sê, dan gee ek vir julle elkeen 'n Bybel vandag. En nie omdat julle nie een het nie, maar omdat ek dink dis nodig om net herinner te word. En die derde vraag, sal julle ook iewers vorentoe vir die Here sê, Here, ons is verskriklik lief van ons, wil ons gawes en ons talente vir hom gebruik. En JP het dit vergestald. Hy het die gawe gekry om die dromme te kan slaan en hy het voluit gedoen. Op 'n stadium het ons meer as een drommer gehad. En dan moet ons maar beer te maak. En ek het maandagooggende vroeg dan kry ek 'n boodskap van JP en sê maar ek is beskikbaar, om sy hand opsteek en sê vra my. En dis net hoe hy gewerk het, hy het sy gawes en talente voluit gebruik. So kom ek vra die vraag hardop die lyn eers vir jou. Hailey, kyk. Ja. Hy ma antwoord namens hom. So maar gaan ek by jou begin. Gaan gee 'n bietjie vir ek het gegee. Staan jy so 'n paar tree nader? Helene, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. OK, kan sê eentjie terug staan. Hailey, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kaiden, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Okay. Meisen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, u genade is ongelooflik groot vir hierdie gesin, met al die trane, al die hartseer, al die flintergheid, weet ons dat u ook by hulle sal wees. Ons haal ons hoed af vir die lyn om hierdie pad te loop. Vandag, kwaliek 2 maande na JP se dood, hier te staan en sê maar, wat JP so graag begin het, wil ons voortsit. Ons wil u dien met alles in ons lewe. Seën hulle asseblief, Here. Amen. Staan so.
I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. He loves me. This I know. Goed, dis ons reg. Ons is in ons reeks oor rigters, oor Samson. Volgende week is 'n wrede storie. Ons gaan volgende week 'n bietjie gesels oor sterk ouens het nogal 'n probleem met hulle ego. Hulle dink ons moet gedurig vir kinders praat dat hulle 'n goeie selfbeeld moet hê. Ek dink ons moet vir party mense preek oor, soos volgende Sondag, 'n te goeie selfbeeld. Dat 'n bietjie kan down kom, maar goed, dis volgende week se preek. Vandag, dit lyk vir my een van ons probleme is dat ons foute maak, nie net een keer nie, maar gedurig. Ek gaan nou net ietsie meer daaroor sê, maar kom ek begin net met 'n wie hou van Engelse sokker? Ja, is daar enige een van ons? Come on. Ja, hier en daar, ek weet ons is baie skaam om te sê, maar sokker is nie te bad nie. Die ou wat die meeste goals aangeteken het nog ooit, sy naam is nie Ronaldo nie. Dis die verkeerde antwoord. Messi, ja sy. En Messi was die ou wat die meeste doele aangeteken in die FA Cup ooit. Dis incredible. Daar's ouens wat sê maar moet Ronaldo wees, maar ons weet vandag as ons reg tel, dis Messi. OK, hier kom die volgende vraag. Wie dink jy is die ou wat die meeste doelskoppe gemis het? Wat doel toe aangelê het, ek praat van sokker, en die meeste gemis het. As Messi die meeste aangeteken het, wie die meeste misgeskop? Ook Messi. Messi het die meeste doele aangeteken, maar ook die meeste misdoele, kry my sweets, misdoele gedoen. OK, vergeet van dit. As jy nou Engelse FA Cup span moet kies, ek was nog altyd 'n groot Man United fan gewees, onder Ferguson, ek dink vandag is dit 'n bietjie mekaar, maar dit was die span wat die meeste FA Cups ooit gewen het, 20. So watter span dink julle het die meeste in 'n final verloor? Arsenal, Liverpool, Manchester City, en ons kan nie net na die bulle en die leeu's kyk nie, ouens, ons moet sokker ook kyk. Die span wat die meeste gemis het, was Man United. 20 gewen. O ja, as jy nie weet hoe lyk Messi nie, daar is hy. Dis hoe hy lyk as hy 'n doel gekry het. Dit was sy 1000ste doel, maar ook as hy gemis het. So Man United 20 wenne, 9 keer verloor. En lyk my so werk ons nie. Ons moet onthou dat die ouens wat die meeste waag, ook die meeste wen. Michael Jordan, kom ons los nou rugby heeltemal uit. Kom ons gaan nou oor die Atlantiese Oseaan, ons land in Amerika. En jy het 'n paar jaar terug geleef en dan het jy basketbal gekyk. En jy onthou vir Michael Jordan, onthou julle hom?
Moet jy nie sê nee nie, want dan gaan julle in die moeilikheid wees. Dan gaan ek vir julle 'n klomp links stuur dat julle moet gaan kyk. Jordan was die grootste ou in basketbal in Amerika. Hy skryf die volgende: I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over in my life, and that is why I succeed. Can you believe it? Die ou wat keer na keer verloor het, nie dit gemaak het nie, is ook die ou wat sê, maar deur al daai probeerslae het ek uiteindelik by 'n wen uitgekom. En hier is die belangrike ding. Een van die mees vernederende ervarings is nie dat ons val nie. Ons almal val. Dis nie 'n fout om te sê, maar ek het geval, ek het iewers dit droog gemaak, ek het 'n verkeerde keuse geneem, ek het 'n verkeerde ingeligte besluit selfs geneem, maar wat ons op presies dieselfde plek val. En dis, ek dink ons groot issue. Is nie dat ons val nie, maar dat jy elke keer vir dieselfde stupid ding val. En as ek jou besoekers is vandag en ek gebruik hierdie woord dom en stupid en ekskuus daaroor, maar dis Saul Samson se lewe. Hy doen dom oeronnosel goeters. So ons is nou by hoofstuk 15. Hoofstuk 13 is 'n so inleiding van sy lewe, van wie sy ma is en sy pa is en hoe hulle hom afgebid het van die Here af, en dis hierdie wonderlike verhaal. Hoofstuk 14 begin sommer droogmaak van die begin af. Hy gaan soek 'n vrou, en hy gaan soek 'n vrou by 'n verkeerde land, by die Filistyne. Dis die opponente, dis die vyand. Hy gaan na hulle dorp toe, Timna, loop op en af in die straat, sien 'n vrou en sê ek wil met jou trou. Nee, hy sê nie eens vir haar nie. Hy gaan na sy baal en sê ek wil met haar trou. Organise my 'n troue. Sy ma en pa sê nou hy's, dis nie 'n goeie idee nie, Boetie. Hierdie gaan probleme veroorsaak. En Boetie sê ek het nie 'n saak nie, ek wil met haar trou. En hy kom toe by 'n bruilofsfees, of eintlik nog die bachelors. En daar is sy best man verneek hom toe met 'n raaisel wat hy vir hulle gegee het, en hulle die antwoord by mevrou Timna uitgevind het, en uiteindelik dan eindig die verhaal waar hy druipsterk terug gaan huis toe en nie getrou het met daai vrou nie. So, nou wil ek 'n movie maak. Ek wens ons kon van vandag se een versie, ons net een versie lees. Hier kom hy. 'n Ruk later, in die koringoestyd, het Samson vir sy vrou gaan kuier en 'n bokkie saamgevat. Hoofstuk 14 eindig met hy wat sê, okay, is verby, ons gaan nie meer trou nie. Eindelik organise sy skoonpa of sy ex-skoonpa dat hierdie vrou met een van sy best men trou. En na ruk, na die koringoestyd, en ek weet nie hoekom hulle daar skryf koringoestyd nie, net om vir ons te sê, maar het 'n hele seisoen later gevat, gaan hy, en wonder ek, Marisa, kom gou vorentoe toe, ek wil gou vir jou vinnig iets vra. Gaan hy na hierdie selfde plek toe, en nou sien jy sommer, hy stap in die paadjie af na sy vrou, amper vrou, se plek toe. Okay, nou moet ek na oorfluister, so moenie ek sê nie. Sal jy klavier vir aansit? Dankie Sim. Die musiek wat, jy kan nou baie musiek daarby plaas, jy kan romantiese musiek, want hy stap met nie met chocolates en 'n blommetjie nie, hy stap met 'n bokkie, hier gaat hy af van die paadjie. So wat se musiek jy speel, ek weet nie, ek dink nogal, dit sal hierdie musiek wees. EF, dis baie easy, dankie Marisa, jy kan weer gaan sit. Julle onthou Jaws se musiek, nie? Dis daai, ek dink nogal, hy stap nou in die haai se bekken, die leeu se bekken, maak nie saak wat jy noem nie, maar hierso is moeilikheid aan die kom. Jy kan sommer hoor, daar is hierdie onheilspel, dis my idee, van wat daar in vers 1 staan. Hy stap met sy bokkie, ek weet nie, dalk, in vandag se tyd sal jy met 'n bos blomme daar aankom, of dalk met jou petrolkaart, en van sê, gooi 'n tank petrol in, maar hy wil nou omkoop, nee, hy wil nou sy shares kom regkry.
Hy het gesê, ek wil met my vrou gaan slaap, so hy kom nie net vir, hier is vir jou chocolatekie nie, hy het ander intensies, en ek gaan nie dit te hard nou sê nie, maar julle verstaan waaroor dit gaan. Hoekom? Hoekom maak ons dieselfde fout, hoekom sal ons aanhoudend daai refrein speel, as ons weet, ons gaan ons vingers verbrand? En die sielkunde het hom nou al baie besig gehou hiermee. Die godsdienst hom baie hiermee besig gehou. Of dit nou die Christelike godsdienst is, of die Muslim godsdienst was, of die Brahma, of whatever klipstapel jy iewers in Afrika aanbid, die godsdienst het gesê, maar hoekom doen ons hierdie goeders weer? Die bestuurswetenskappe, die ouens wat in die CEO's en daai ouens is, hulle sê maar, kom ons gaan analiseer bietjie, hoekom gebeur hierdie goeders? Ek wil 4 redes gee hoekom dit gebeur. Nommer 1, ons is net mense. Ons het nogal hoë verwagtinge van mekaar. Baie hoë, en ek het laasweek iets daaroor gesê. Ons het hierdie sky high verwagtinge van mekaar. Natuurlik verwag jy dat die president sekere maniere moet optree, en verwag jy die leier van die DA of die ANC of wat ek al moet seker, ek verstaan dat as hierdie hoë verwagtinge, 'n CEO moet so optree, 'n dominee moet so, maar as hierdie hoë verwagtinge, en die probleem is nie dit nie, maar ons probleem is, almal van ons het voete van klei. Ons is letterlik regtig waar net mense. Luister wat sê Paulus in Romeine 7. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Dit gebeur met ons almal, maar jy maak daai besluit as jy maandagoggend opstaan, hierdie week gaan ek nie een keer kwaad word nie. En dan ry jy werk toe, en jy, skielik is die taxi voor jou, en jy waai vriendelik, en jy ry verder, want jy daai voorneme geneem, en by die werk stop jy, en niemand het op jou parkeerplek gestop nie, so jy is vriendelik, en selfs het iemand daar gestop, en gaan stop jy maar op die gras iewers anders, want jy weet, is okay, ek het 'n besluit geneem, ek gaan vriendelik wees, en dan raak het 8:37, en iemand random bel jou, oor 'n random klein dingetjie, en jy strip jouself, en skielik blaas dit op, en hoe lank het dit gehou? 1:37 minute, jou voorneme, en dis ons probleem, die evangelie, luister gou mooi, dis crucial om te hoor, die evangelie wil ons nie beter mense maak nie. Anders het ons net 'n klompie triks vir mekaar uitgedeel en sê, maar hier's 'n manier om te doen, hier's dit. Die sonde het so diep in ons ingebreek, het ons aard, ons nature verander. Dis nie net 'n paar goedjies hier buitekant wat jy moet regpatch nie. Sonde, en dis hoekom ons baie keer hierdie verkeerde idee van sonde het, ons het so 'n lysie van goed wat reg of verkeerd is. En jy moet so 51% kans jy okay. Maar sonde is baie dieper as dit. Sonde het alles kom beduiwel, letterlik. En daarom moet ons by Jesus uitkom, kom ons kom by vandag uit, moet ons by Pinkster uitkom en sê, maar kom neem my oor asseblief, Heilige Gees. Klim in my lewe en maak alles binne my nuut, skoon. Nie net kom patch 'n paar plekkies nie, dat ek nie so baie vloek nie so baie jok nie so baie, maar kom maak dat ek 'n ander begeerte binne my het. Jy's binnekant, jou verrot. Dit is nie ek wat so sê nie. Ons almal glo dit. Ons glo as NG Kerk, onder andere, in een van die belydenisse, die Heidelbergse Katekismus, en daar staan, ons is van nature geneig om God en ons medemens te haat. My gewone menslike aard is dit. Ek hou nie van jou nie. Ek hou nie van God nie. Maar God kom draai daai ding om, dat ons met mekaar oor die weg kan kom, dat ons mekaar kan lief wees en vir hom kan lief hê. Maar dis God wat deur sy Gees het kom omdop in ons lewens. Maar moenie daai hoë verwagtinge hê van just get better nie, of do better. Dit gebeur nie so nie. Nommer 2.
Mans, ons sal dit nie glo nie, maar ons het blind spots. Daar is sekere goed in jou lewe wat jy net nie raak sien nie. En ek hou nogal van wat Dawid kom sê het. Psalm 139, sê die mooi psalm, sê, Here, U het my gemaak, met 'n wonderbaarlike manier in mekaar geweef, gebrei. Niemand het geweet nie, maar U het dit geweet, ek is amazing, en dan staan dan, ek het my op 'n wonderbaarlike manier gemaak. Fearfully and wonderfully made. En sy laaste versie skryf hy, deurgrond my, o God, wys my op my blind spots, ondersoek my, sien tog my onderes raak, kyk ek op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Een van die Engelse vertaling sê, point out everything in me that offends you. Wys my, wat is daai blind spots in my lewe. 'n Storie oor Dawid, dit is 'n incredible storie, 1 Samuel 25, gaan lees dit vanaand gerus. Dawid is koning, maar hier is hierdie ander kalant, Nabal is sy naam. En Nabal is 'n ryk ou, maar die Bybel is nogal baie kras oor hom. Hy sê, Nabal was 'n moeilike ou man. Hy is 'n brombeer. Hy was knorrig geweest. En Nabal hou nie van Dawid nie. En hy maak lelike opmerkings oor Dawid. Dawid hoor van hierdie knorrige ou oom wat 'n klomp opmerkings oor hom maak. En Dawid sê, ouens, hy het so 'n bende by saam met ons. Hy sê, gord julle self aan. Kryf julle swaarde, ons gaan oorlog maak met hierdie ou. En hierdie ou is getroud met Abigail. Abigail, as jy Afrikaans wil praat. Abigail. En Abby sê vir hom, my man, jy kan nie hierdie goedes oor Dawid sê nie. Jy soek moeilikheid. Sy wys hom op sy blind spots. Maar die mooi is, toe sy hoor Dawid is op pad, toe gaan sy na Dawid toe, en fluister in sy oor, en sê, Dawid, my man het 'n klompie blind spots, ek sal dit vir hom uitwys. Maar vir jou, ek wil vir jou ook uitwys. Hierdie gaan net moeilikheid wees. Hier gaan 'n oorlog wees, almal gaan doodgemaak word, dit gaan nie goed wees nie. En Abby keer dat Dawid en Nabal mekaar in die hare spring. Skielik is dit 'n girl wat die blind spots raak sien en sê, watch out. Red flag. Net so interessant. Dawid het so baie van Abby se raad gehou, dat hy later met haar getrou het. Dat sy eventually sy vrou geword het, nadat Nabal op 'n ander manier dood is. Hy het gedink, hierdie vrou wat my blind spots van weet, manne luister mooi, die vrouens wat ons blind spots van weet, is dalk nie so 'n slegte idee nie. Trou met hulle. Goed. Nommer 3. Party van ons het onaangespreekte geestelike probleme binne ons. Samson sin was, ek sukkel met my seksualiteit. Ek sukkel met my wellus. Maar hy het nooit gegaan en gesê, ek gaan my beraader toe of 'n dominee toe of iewers en ek wil met jou dit gaan uitpraat en dit gaan ek wil vrede maak met hierdie libido wat te hoog is en te buitensporig erg is nie. Hy gaan net anders sy lewe. Daai tweede deel van die vers. Hy gaan om vir 'n bokkie te vat. Ek dink 'n dooie bokkie vir 'n vrou gaan nie mooi lyk nie. Behalwe as dit wildsvleis is wat klaar verwerk is. Maar dit is nie eintlik oor die bokkie nie. Dit gaan eintlik oor ek wil by jou slaap. Hy het 'n issue daarmee wat nog nie gehanteer is nie. Ouens, baie van hierdie goeders gebeur omdat daar sekere goeders in ons lewens is wat ons toegelaat het om groter en groter en groter in ons lewens te word. En ons moet iewers te sê, ek moet raad gaan kry, ek moet gaan werk want ek het 'n probleem met of dit nou gierigheid is of met jaloesie is of met wellus is of wat ook al, maar die goed wat hier binne in jou is, jy weet, ek sukkel met die securities in my lewe. Ek wil die hele tyd eers nommer 1 in die lewe wees en ek voel nie my man gee my genoeg aandag nie, my vrou gee my genoeg aandag nie. En iewers moet ons hierdie goed aanspreek, anders ter word dit huge goeters wat jy by vers 1, en dis die eerste vers van die hoofstuk. En daar struikel hy al. Ons het laasweek ook stilgestaan hierby. Die vierde rede is dan ons trots, né? Kyk, vandag is dit ook so. Jy organise 'n troue, jy's reg, jy het vir jou pakke klere gekry en selfs vir jou bruids
groomsmen ook pakke klere gegee. So jy het alles reg gedoen. Nou wag jy vir die troue en dan sê jou vrou jou af of jou vrou se pa sê jou af. Kan dit wees maar dit gebeur. Haar pa besluit. So wat gebeur met jou? Jou eer is gekrenk. Ek wil jy loop nou onder die kruipie rond. Jy's nou van ons, jy het nou hierdie vrou wou haar gehaat het en jy het haar amper gekry en nou het jy haar nie meer nie en nou is jy woedend. En jy's net te trots. En sy het jou trots kan in jou pad staan om te word wat jy behoort te wees, want ek het nou seer gekry. Kan ek maar sommer ietsie daaroor sê? Ons kan so lekker die victim mentaliteit aanneem. Ek het nou maar so groot geword. Ek gaan net 'n bietjie ietsie meer daaroor sê. Ek is net maar 'n ou slabbertjie. Ons moet nie veel plek in die samelewing nie. Of ek is net maar 'n ek weet nie, ek sê elke keer Oosthuis nie, maar ek is net maar 'n Oosthuis en ek is net maar van 'n Westhuis of ek is net maar 'n venter, ek maar ander liefste. Ek is net maar so gemaak en so gelaat staan. Ons is net maar so gemaak, ons nou as goed is in jou lees wat jy moet af lê dit asseblief af. Werk daaraan. En dan vertel asof jy dit iewers by 'n beraader of 'n dominee of 'n sielkundige of 'n psigiater uitpak wat baie goed is. En of dit is wat jy by jouself doen met 'n klomp selfhelp boeke wat jy lees om te lees wat sê Max Lucado of dis is goed, doen so. Maar moenie dit net los nie. As daar issues is wat jy weet wat aandag moet kry, gee daaraan aandag. Interessant dat ek raak lees iewers in die week. Ons almal ken 'n spinnerak. En 'n spinnerak word geweef deur 'n spinnekop, mooi. Nou sê net maar jy's 'n spinnekop. En jy weef nou hierdie spinnerak. En jy wil nou ander gogoetjies daarin laat vang. Hoe kry jy dit nou reg om hulle te vang? Daai goedjies is taierig. So 'n gogoetjie loop of vlieg daarin vas en sit omdat dit taai is daarin vas. Hier is my vraag. Wat van die spinnekop? Hoekom sit hy nie vas in sy eie spinneweb nie? Easy. In daai spinneweb van hom is daar sekere draadjies wat hy spin wat nie gom het nie. Wat nie taai is nie. En hy weet wat is daai roete. Hy weet wat se spinnerak paadjie hy kan loop wat nie hom gaan laat vassit nie. As hy oor die ander gaan loop, gaan hy vassit. Maar hy weet wat is die paadjies om weg te bly daarvan. So ek wil ons help om iewers 'n paadjie te kry en dis 'n 4-punt plan om nie vas te val en te val en weer te val en weer te val op exactly dieselfde plek nie. Hoe kan mens op 'n ander manier lewe? Nommer 1. Ek dink dit is nodig om iemand te vra, wees daar vir my. Hou my accountable. En jy moet opsign om daai persoon te sê, jy het die volste reg om in my lewe in te speel. Aaron, Moses, het vir Aaron gehad. Josua het vir Caleb gehad. David het vir Jonathan gehad. Paulus het vir Barnabas en Silas en Timotheus gehad, mense wat hy toegelaat het om in sy lewe in te speel. Samson het vir wie gehad? Niemand. 85% van Amerikaanse statistiek, 85% van geweldsmisdade word gepleeg in Amerika teen mense wat alleen is, enkel is. Jy word geskiet omdat jy alleen is. Jy word geroof omdat jy alleen is. Jy word verkragt omdat jy alleen is, omdat daar niemand by jou was nie. Daar was nie iemand wat saam met Samson was nie. En dis, ek dink ons almal se probleem. Ons probeer die lewe alleen leef. Jy kan nie. Julle almal ken die tipiese troue preek uit Prediker 4 uit. 2 vaar beter as 1, 2 dit, 2 dat, 2 slaap warmer. Een daarvan is 2 saam kan weerstand bied. Dis vir huwelik, maar is ook sommer vir ons algemeen. Dat ons regtig waar daar moet wees om saam mekaar die lewe te leef. 1 Petrus 5. Skryf Petrus: wees nugter ouens, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om hom te verslind. Wat's gou daar? Iemand is enkelvoud. Wanneer kan die leeu jou aanval? Veral as jy alleenig is. Nommer 2. Gee asseblief jou redes en jou verskonings en jou verduidelikings op.
Hou op om hierdie tipiese, shame, ek is maar jou victim, hier kom het weer. Hou op, sê net, ek het 'n probleem hiermee. So ek moet iewers iemand aanstel om saam met my die pad te loop, of dit my vrou is, of my kinders is, of wie ook al, maar ons moet iewers moet ons 'n verskil maak, en jy moet my bystaan. Ek het jou hulp nodig. Maar gee hierdie mag van jou, om te sê, maar ek sal dit self hanteer, op, en sê, maar ek het iemand nodig, en hou op met die verskonings en verduidelikings. Dit werk, dit is nice. Skryf dit op papier neer. Maak verskonings hoekom jy as man so leef en as vrou so leef, en hoekom is jy so ouer, skryf dit neer en skeur dit op. Want daai goed help niks. As daar nie aan gewerk word nie, help dit ons net mooi zils. Nommer 3. Iewers moet jy jou lewe dan in lyn kry met die lyn julle, met die woord. Om te hoor, wat behoort die Here, hoe is die Here se manier hoe hy ons pad verloop? Elke van ons wil ons eie pad loop, maar luister gou, skryf vir Spreuke, vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insig te staat maak nie, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad loop. Daar staan nie vertrou volkome op jou eie insigte, en maak nie daarop staat nie. Ken jouself in alles, en doen wat, nee, dis ons probleem. Ons dink ons kan dit op ons eie manier regmaak, en dink ons kan self loop, en ons kan nie. En weet julle wat? God weet ons kan nie. Dis ek en jy wat nie weet ons kan nie. God het ons gewaier om te sê, maar loop agter my aan, ek het jou gemaak, ek het jou gevorm, so volg my reëls. Nee, wat, dankie Here. Ons gaan nie. Ons doen nie dit so nie. Ons wil dit op ons eie manier doen. So Here, ons weet U het ons gemaak, maar ons is baie granter as dit. Ons weet hoe om die lewe dan met ons reëls te lewe. Ons kry dit nie reg nie. Ons beland in die koerante, in die hospitale, en as dit ver genoeg is, selfs nie begrafplase, omdat ons dink ons kan die lewe op ons manier leef. Sign up, give up, line up en power up. Ek het julle vertel, is vandag Pinkstersondag. Die Here het geweet ons gaan dit nie kan maak nie. Daarom sê hy, kom ek help julle. In Johannes 14 al sê Jesus met sy laaste gesprek met die disippels, hy sê ouens, en ek dink ek huddel so saam, hy sê ek gaan weg. Ons gaan nou Jerusalem toe, ek gaan sterf. Ek gaan opstaan. En dan gaan ek weg. En die disippels se oë gaan so groot en dink, ons is in die moeilikheid. Hoe gaan ons dit maak op ons eie? En dan sê hy, maar ek stuur my Heilige Gees as julle trooster, as een wat vir julle intree, om by julle te wees. En as ons net dit verstaan, God as Vader wat daar bo sit en met sy volk wil praat deur Moses of Josua of Jesaja met hulle, Ou Testament. Dan kom hy bietjie nader in Jesus en loop saam met hulle in die stofstrate van Jerusalem en Judea. En as hy weggaan, dan klim hy in ons lewe in en bly hy nie meer in die kerk nie, of iewers in die hemel nie, of iewers in Jerusalem in een van hulle adres nie, maar bly in ons. Ek dink nogal, en dis ons probleem, ons is net te vol van onsself, dat die Gees nie in ons kan kom nie, want daar is die plek vir hom nie. Ons is okay, ons is magtig genoeg. En met Pinkster kom God met sy Gees in kragdadig, begin die ouens praat in Jerusalem en in Judea en in Samaria, die heidense gebied, tot in die uiteindes van die aarde. En wat het hulle gedoen? Hulle het dit gaan vertel. In die Bybelstudie is ons besig met 'n reeks oor Paulus. Paulus net doodgewoon gaan vertel. Klippe het hom afgekom en vertel hy. Hy was iewers 'n drenkeling gewees op die skip. Hy sê, okay, vertel. Hy is iewers by 'n ou wat hom wil doodmaak en dan vertel hy. En dan wat hy doen is hy vertel en vertel en dit maak die hele boodskap prakties vir mense. Ek wou gehad het ons moet
dalk nou net so 'n bietjie stil raak en sê, maar Here, ek is net te vol vir myself. En natuurlik sê ons net nie so in die kerk nie. Ons is baie mooi en vroom. Here, mag U alles word in my, U meer en ek al hoe minder en minder. En dis alles so mooi, maar as jy uitkom, uitgaan, dan gaan jy maar weer aan met jou lewe van, I'm okay, ek doen dit op my manier. Here, moenie kom bodder in my lewe nie. Ons gaan 'n laaste song sing, wat 'n geloofsbelijdenis is. Waar ons sê, I surrender, wat eintlik aan die bottom line is van alles. Ons sê eintlik, Here, U is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek surrender. Hillsongs het hom geskryf. Dalk vir vandag. Hoeveel jaar terug? 20 jaar terug al geskryf? Maar dalk is dit vandag die dag wat jy besef, I surrender. Ek kan nie op eie aangaan nie, ek moet voor hom kniel. Jy moet, dalk is die term wat ons moet sê, myself ontledig om gevul te word met sy Gees. Here, kom maak ons asseblief leeg van onsself, van ons eie trots, van ons eie bravade, van ons eie pogings om reg te lewe, beter te doen. En mag ons net asseblief stil weet, U met die Gees kom maak ons van binne af splinternuut. Ons gebed, Here, is om te vra dat U werklik waar ons sal laat surrender, oorgee, handdoek ingooi, die wit vlag opsteek en sê, ons het U nodig. Here, dit is so tragies dat Samson nooit by daai punt kon kom nie, tot aan die einde van sy lewe eers. Dat sy eie kop gevolg het, sy eie goeders gedoen het, en ook sy eie skade berokken het. Geet ons sal besef, onsself en ons eie keuses, en ons eie verkeerd dink en verkeerd voel, en verkeerde keuses, is selfvernietigend. Maar dit is ons oorgee aan U, dat alles verander. En daarom wil ons volgens sing, We surrender. Kom ons staan. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you, and I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfolds. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I
Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Mag die Here se liefde en sy genade in jou wees. Mag daai koel briesie, of daai stormwind binne in jou, die verskil vir die wêreld wees. Mag die Here se genade en sy liefde saam met jou wees. Amen.